Genesis, hoofstuk 1. God skep alles. In die begin het God die ganse heelal geskep, die hemel daarbo en die aarde hieronder. Maar die aarde was 'n vormlose, onbewoonbare massa, en die diep waters was toegevou in duisternis. Die gees van God het oor die oppervlakte van die water gesweef. Toe beveel God, laat daar lig wees, en het was so. Die lig was vir God goed. Daarop het God die lig en die donkerte van mekaar geskei. God het die lig dag genoem en die donkerte nag. Dit alles het op die eerste dag gebeur. God het beveel, laat daar skeiding kom tussen die waters. So het God die hemelkoepel gemaak, wat die water bo aan die aarde skei van die water onder op die aarde. Dit het alles net so gebeur. God noem toe die blou koepel hemel. Dit het op die tweede dag gebeur. God het beveel, laat die water op die aarde op een plek bymekaar kom, sodat die droë grond tevoorskyn kan kom. Dit het presies so gebeur. God noem toe die droë grond land, en die versameling water noem hy see. Ook dit was vir God goed. Toe beveel God, laat plante uit die grond voortspruit wat saad dra, en ook vrugtebome wat vrugte gee. En dit het gebeur. Die aarde het toe sulke plante voortgebring, asook vrugtebome van allerlei soorte. God het gesien dat het goed was. Dit het op die derde dag gebeur. God het beveel, laat daar ligte wees aan die hemelkoepel, sodat dag en nag onderskei kan word, en dit ook kan dien as tekens om seisoene, dae en jare te bepaal. Die ligte in die hemelkoepel moet ook die aarde verlig. Dit het toe so gebeur. So het God die twee groot ligte gemaak. Die grootste om in die dag te skyn, en die kleiner een om in die nag te skyn. Hy het ook die sterre gemaak. God het hierdie ligte in die hemelkoepel geplaas om die aarde te verlig, die een in die dag en die ander in die nag, en ook om lig en donkerte van mekaar te skei. God het gesien dat dit goed was. Dit het op die vierde dag gebeur. God het verder beveel, laat die waters wemel van lewende wesens en laat voëls bo in die lug oor die aarde vlieg. God het die groot seediere geskep, al die verskillende soorte wesens wat in die water lewe, asook al die baie soorte voëls. God was tevrede met wat hy gesien het. God het hulle geseën deur te sê, wees vrugbaar, vermeerder en vul die oseane en laat die voëls op die aarde vermeerder. Dit het op die vijfde dag gebeur. God het weer beveel, laat die aarde allerlei soorte diere oplewer, makdiere, diere wat kruip en wilde diere, almal na eie aard. Dit het presies so gebeur. So het God allerlei soorte wilde diere gemaak, makdiere en diere wat op die grond kruip. God het gesien dat het goed was. Toe sê God, laat ons 'n mens maak wat met ons ooreenstem om te heers oor die visse in die see, oor die voëls in die lug, oor die makdiere, oor die wilde diere en oor alles wat op die aarde kruip. God het die mense in ooreenstemming met homself geskep. Volgens sy eie beeld het God hulle geskep. Manlik en vroulik het hy hulle geskep. God het hulle geseën deur te sê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Onderwerp die aarde en heers oor die visse van die see, die voëls in die lug en oor al die diere op die aarde. Verder sê God, let op, ek het aan julle al die plante wat saad dra gegee en al die bome wat vrugte en saad gee. Dit is vir julle om van te eet. Maar die groen gras en die plante gee ek aan al die diere op die aarde, die voëls in die lug en die klein diertjies wat op die aarde kruip. Dit het so gebeur. God het na sy handewerk gekyk en dit was uitstekend goed. Dit alles het God op die 6de dag gemaak. Tot sover.